Hartlike goeiemôre, dit is Dani Gerber wat praat, dit is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. Man, is jy opgewonde? As jy nie opgewonde is, jy weet ons nou wat om te doen, hè? Klim terug in die bed, spring aan die kant uit, raak opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. Nou ons gaan vandag weer 'n bietjie gesels oor moenie omkyk nie. Nou ja, ons weet van 'n persoon wat gesê het moenie omkyk nie, en dit klink so bekend hierdie gedeelte, nê? En dit was daar in Lot se tyd gewees. En ons is ons Bybels blaai daar na Genesis 19 toe. En as jy gaan daar van vers 1 af gaan lees tot en met jou vers 26, en dan sal jy 'n bietjie hierdie verhaal gaan lees. Nou kyk, Sodom en Gomora is 'n bad plek gewees, en hier kom twee engele hier aan en hulle gaan daar in die plein sommer word oornag. En Lot sê vir hulle, weet jy wat, julle moenie daar oornag nie, maar kom eerder in my huis in. En hier kom slegte manne en hulle sê bring daai man uit want ons wil hom beken. So met ander woorde, hulle wil gemeenskap hou met daai man. En Lot het vir hulle gesmeek en gesê, weet jy wat, vat eerder my 2 dogters, hulle is nog maagde, hulle was nog nooit beken nie. En toe wil hulle vir Lot nou ook skade aanbring. En hierdie engele het gesê dat Lot en sy gesin moet so gou as moontlik uit daai stad uitkom, want die Here gaan daai stad verslaan en goeters. En ons gaan lees so 'n bietjie daar. Ek sê hierso en waar net gou kyk waar moet ek nou hierso lees. Hy sê in verse 15, en toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm, toe gryp die manne hom en sy vrou en 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En hoor wat sê hy so in vers 17, en toe hulle na buite uitlei, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, en moenie eers in die Jordaanstreek bly staan nie. So met ander woorde, moenie agter jou kyk nie. En wat doen ou Lot se vrou? En as ons daar gaan lees verder, het sy toe omgedraai, en sy is vers 26, en sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het in 'n soutpilaar verander. So, omdat sy nie geluister het nie, toe is sy nou nie meer daar nie, en toe is dit nou net ou Lot en sy 2 dogters, wat toe wegvlug. Nou ek wil vandag vir jou sê, hou op om agter jou te kyk. Hou op om kyk oor die dinge wat kom, oor die dinge wat moes, en die dinge wat nie gebeur het, wat moes gebeur het. Hou op om agter jou te kyk vir die verlede. Weet, God se woord is so duidelik, en as ons Bybel blaai, bietjie daar na 'n ander gedeelte toe, Filippense 3 verse 14. Hoor wat sê die woord? Hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na dit wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. So ek wil vir jou sê, vergeet die dinge. Daar's 'n gesegde wat sê, los die ou koeie in die sloot. Moenie die bobbejaan agter die bult gaan uithaal nie, want mens, ons is so geneig om die ou koeie uit te gaan haal en die bobbejaan agter die bult te gaan soek. Moenie hierdie goeders doen nie. Moenie omkyk nie. Dit wat gebeur het, het gebeur. Dit wat gesê is gesê. Strek jou uit na die dinge wat voor jou is, en om die hoë roeping van God in Christus Jesus te ontvang. En dit is my en jou taak, en wil ek sê, is dat ons sal uitstrek na die dinge wat voor ons is. Moenie in die geskiedenis gaan lewe nie. En soveel mense wat ons van weet en hoor, wat so in die verlede lewe, ek wil vir jou sê, laat staan dit. Kyk op met 'n verwagting. Jesus is op pad. Wat is vir jou belangriker? Dinge wat was en wat kon en wat moes, of dit wat vir jou voorlê, 'n ewigheid saam met Jesus Christus. Moenie omkyk nie. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie boodskap. Here, dankie dat U vir ons kom met so 'n klein woordjie. Moenie omkyk nie. Here,
dat dit vandag nog van ons op toepassing sal wees, dat ons nie sal omkyk na hoe dit was of moes wees en kon wees nie. Here, ons sal opkyk met 'n verwagting. U is op pad om die bruid te kom haal, sodat ons sal gereed wees. Ons strek ons uit van die dinge wat voor ons lê en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig God se woord, nê? Tydig en ontydig. 'n Geseënde dag. God bless.